die 28 jaar wat ek hier in, amper 28 jaar wat ek hier in Witrifuur predikant is, het ek al baie huwelike bevestig. Ek het al opgehou om te tel. Maar daar is 'n groot waarskynlikheid dat van die mense wat ek in die huwelik bevestig het nou na hierdie video kyk. En elke keer as hulle kom vir die laaste gesprek voor die troue, dan sê ek vir hulle moet nou goed onthou. Die hele troue, ek praat nou van die troue, nie die huwelik nie, die troue wat op daai dag nou plaasvind. Die hele troue gaan oor 3 minute. Dit gaan nie oor die vreeslike onthaal en die lekker kos wat hulle reggemaak het en die spyskaart, en dit gaan nie oor die verskriklike mooi musiek, dit gaan nie selfs oor die pragtige klere nie, ek weet hulle lyk soos 'n veeprins en 'n prinses, dit gaan nie oor daai goed nie, dit gaan oor 3 minute in die middel van die seremonie, wanneer hulle reg oor mekaar staan en hulle huweliksbelofte aan mekaar aflê. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie huweliksbelofte. François van Heerden, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenoemde huwelik met die bruid en na Bodenstein hier teenwoordig is nie, en neem jy ons almal nou as getuies dat jy tot jou wettige vrou het? Wat is jou antwoord? Ja. Ek wil vra dat jy die volgende hardop vir haar sal doen. Voor God en almal hier teenwoordig. Voor God en almal hier teenwoordig. Beloof ek liefde en trou. Beloof ek liefde en trou. Vir altyd en in alle omstandighede. Vir altyd en in alle omstandighede. Aan jou my bruid te naam. Aan jou my bruid te naam. Renate Bodenstein, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenoemde huwelik met die bruidegom François van Heerden hier is nie, en dat ons almal neem as getuies dat jy hom nou tot jou wettige maak. Wat is jou antwoord? Beloof dit dan tot God. Voor God en almal hier teenwoordig. Voor God en almal hier teenwoordig. Beloof ek liefde en trou. Beloof ek liefde en trou. Vir altyd en in alle omstandighede. Vir altyd en in alle omstandighede. Aan jou my bruidegom François. Aan jou my bruidegom François. Het jy mooi gesien wat daar gebeur? Eintlik kom daar die huweliksbelofte, die aangrypende, diep heilige oomblik wanneer hulle dit doen, net op 2 dinge neer. Die eerste ding waarop dit neerkom, is op 'n belofte dat ek jou altyd sal lief hê. En die tweede ding is, ek beloof vir jou dat ek altyd aan jou getrou sal wees. Nou wil ek hê, jy moet vir jouself in 'n ander toneel indink. Jy moet jou indink dat jy besig is om te trou. Jy staan en jy hou iemand se hande vas en jy kyk in sy oë. En die persoon is God. God kyk na jou en God lê aan jou 'n belofte af. In basies kom dit presies daarop neer. God sê vir jou, ek sal jou altyd lief hê. Ek sal altyd aan jou getrou wees. Luister mooi wat ek sê. God kom en hy sê, my ewige liefde verklaar ek aan jou. My trou wat nie kan wankel of kan pad gee nie, verklaar ek van jou. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek sal nooit een van my beloftes teenoor jou breek nie. Ek sal jou altyd lief hê, selfs al ryk jy soos die varkhok waaruit die verlore seun teruggekom het. Ek sal jou altyd lief hê en altyd aan jou getrou wees. Hoe voel jy as God dit vir jou sê? Voel jy die vrede, die gevoel van veiligheid, van geborgenheid wat daar in jou vloei? Vat dit, maak dit joune, want so is God, dis sy belofte aan jou. Kom ek draai die prentjie om. Nou staan jy voor God, en nou moet jy vir God jou belofte gaan aflê. Jy staan voor hom en jy kyk in sy oë. Jy maak jou keel skoon, jy haal diep asem. Wat beloof jy vir hom? Weereens gaan dit oor dieselfde 2 dinge. Here, ek sal u altyd lief hê. Here, ek sal altyd aan u getrou wees. Kom ons kyk mooi daarna. As jy sê dat jy God sal lief hê, is dit vir God musiek in sy ore. Hy wil dit verskriklik graag hoor. Trouwens in Johannes 21 het hy 3 keer na Petrus toe gekom en vir Petrus gesê, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? En elke keer moes Petrus daar die liefde weer verklaar. Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het.
Dis dan wanneer jy vir hom sing, I love you Lord, and I lift my voice to worship you, O my soul, rejoice. Dis dan wanneer jy vir hom sê, Here, ek beloof, dat ek u voete sal salf, dat ek by u voete sal staan en sal huil, en met my trane u voete benat, en met my hare u voete sal afdroog. Dis dan wanneer jy vir die Here beloof, Here, ek sal aan u getrou wees. Ek sal nooit my verhouding met u afskeep nie. Ek sal na u luister, ek sal met u praat, ek sal u vertrou, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Here, daar waar mense by mekaar kom om u te prys, daar sal ek my loflied vir u sing, en ek beloof dat ek getrou sal wees daaraan. En Here, ek sal u dien, ek sal my gawe gaan ontdek, ek sal dit gebruik om vir u te wys hoe dankbaar ek is en hoe lief het ek vir u. En Here, daar waar ek die kans het om vir u te getuig, sal my mond nie stil wees nie, al is ek onder die versoeking om daaroor stil te bly. Ek sal getuig, ek beloof om u lief te hê en aan u getrou te wees. Julle gaan nou as groep, gaan julle gesels oor seker een van die mooiste beloftes in die Bybel. Die belofte wat sê, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Wat beteken dit? En hoe verander dit 'n mens se lewe? Lekker gesels daaroor. Ek wil graag vir julle bid. Hemelse Vader, hier waar ons in hierdie vriendekring by mekaar sit, besef ons dat die heel belangrikste vernoot wat ons hier het, U is. Here Jesus, U wat gesê het, ek noem julle nie meer my ondergeskiktes nie, ek noem julle my vriende. Heilige Gees, U wat nader aan ons is, as die bloed in ons are, as die lug in ons longe. Dankie dat ons nou met U kan praat. En Here, dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U aan ons getrou is. Dankie dat U belofte nooit wankel nie. Help ons om dit te snap en dit uit te leef met alles wat in ons is. In Jesus se naam. Amen. Seën vir julle.